Suid-Afrika se sitrusbedryf is 'n belangrike deel van die land se landbou en uitvoere. Sowat 70% van Suid-Afrikaanse sitrus word uitgevoer, terwyl 24% plaaslik verkoop en verwerk word. Die sitrusbedryf staar egter verskeie uitdagings in die gesig, maar het ook ongelooflike geleenthede. Ons gesels vandag oor sitrusproduksie in Suid-Afrika met Intelligrow se gewasadviseur in Kirkwood, Emmy van der Mest, en sy kliënt Clint McAleer, mede-eienaar en bestuurende direkteur by Freshco Citrus. Clint, kan jy vir ons 'n agtergrond gee waarmee julle boer op Nooit Gedagte in die Oos-Kaap? So ons boer net met sitrus. So ons het verskeidenheid van sitrusvariëteite. Ons het suurlemoene, ons het sagte sitrus, ons het die verskillende lemoenvariëteite. So as praat van lemoenvariëteite, ons praat eintlik van lemoene in ons bedryf. Ons praat of van 'n navel of 'n laatnavel of 'n midnight. So dis die variëteite wat ons het. So die vroeë lemoene, kom ons sê die gewone navels is so vroeg en midseisoen navels, en dan kry jy later in die jaar, hierso Augustus kry jy laatnavels, wat dan Cambria Witkrans is, ook 'n baie goeie lekker eetlemoen. So ons het in totaal 63.3 hektar op daai plaas, en waarvan 60 hektar nou in produksie is. Ons mik om 80% van wat ons produseer uit te voer. So alles word bepaal deur die eksterne kwaliteit en die grootte van die vrug. So, maar ideaal, elke variëteit mik ons om 80% van ons vrugte in uitvoerkarton te plaas. Europa is 'n uitvoermark, tussen 35 en 40% van ons vrugte gaan Europa toe. So ons kan nie sonder Europa nie. Suid-Afrika se sitrusbedryf sal nie kan bestaan sonder die Europese Unie nie. Daarna het jy gewoonlik so 35% Europa, dan so 10-15% VK, en dan is dit dan se verspreid, tussen Midde-Ooste, Kanada, Rusland, Verre Ooste, maar die bulk is Europa. Soos ons genoem het, is daar ook uitdagings in julle industrie. Wat sou jy sê is die grootste kopsere? Ek dink van die hawe se kant of die port se kant het ons eintlik 'n goeie diensvlakke. Ek dink 'n vergelyking van die ander areas, het sy Kaapstad of Durban, sukkel hulle baie meer met die, kom ons sê, die effektiwiteite van die hawe self. So ek dink in Suid-Afrika verskillende streke het ander uitdagings, maar ek dink ons hawes word goed bestuur op hierdie stadium. Verkoeling is met tye op bietjie onder druk. Vervoer natuurlik spreek ook nou maar onder druk, want nou staan die trokke vir 'n dag by die koelkamer, so dit het maar 'n impak op die pakhuis en met terugplaas toe. Maar ek dink as geheel doen PE eintlik baie goed, in my opinie. So. Dit was nie altyd so gewees nie, maar die laaste 2 seisoene wat dit verbeter het. Korrek. Ja, ek dink die groot ding is, daar was aanvanklik groot uitdagings gewees en CGI betrokke geraak en ons almal in die area betrokke geraak en gaan sit met Transnet, en dit bly maar iets wat buite jou beheer is, maar ek dink daar's 'n groot verbetering die laaste 2 jaar van Transnet se kant af, met die bestuur van die port, die effektiwiteite van die port. Ek dink regtig dit doen baie goed, ja. Ek dink ons grootste uitdaging met uitvoer is maar fitosanitêr. Ek weet die wat die nuus dophou en bietjie op sosiale media rondbeweeg sal sien dat daar redelike groot kwessie is die laaste paar jaar met CBS, Citrus Black Spot of swart vlek. So Citrus Black Spot is 'n groot fitosanitêre plaag in ons bedryf. Verder word alles maar bepaal op uitvoerkant wat jou kosmetiese defect op die vrug is. So as hy skoon vrug is, hy klas 1, as hy bietjie letsel het, sy klas 2, as hy baie letsels het, sy klas 3, en klas 3 word lokaal gebruik, het sy vir lokale supermarkte of vir sapfabriek. Vir die stadium CGA, Citrus Growers Association, het die World Trade Organization genader en dispuut aangeteken op hierdie streng protokols vir sitrus swartvlek. En wat is in jou opinie die geleenthede wat voorlê? Nou is 'n ongelooflike groei wat nou verwag word, ons nou met CGI het ons met 'n projeksie gedoen 2021 en hier is nog geweldige groei wat nog in plaasvind. Met ons gaan maar die jaar 164 miljoen kartonne uitvoer en die indikasies is gebaseer op die bome in die grond en wat CGI vir ons gedoen het, is dat ons gaan eindig by 260 miljoen kartonne by die volgende
7 tot 8 jaar. So daar is ongelooflike baie groei wat nog gaan plaasvind oor die volgende paar jaar in die sitrusbedryf self. So dis hoekom dit so belangrik is om jouself te kan diferensieer op 'n manier, want ek dink Suid-Afrika gaan baie moeilik 260 miljoen kartonne teen volhoubare pryse kan bemark. En die goeie produsent sal hopelik vorentoe nog verder kan groei en ek is baie vol selfvertroue vir dit. Ek dink maar gemiddelde en swakker produsente gaan onder baie druk kom. 'n Kleiner produsent sukkel partykeer om presies te kan doen wat 'n groot produsent doen. Eintlik hoef dit te verskil nie, want of jy 50 hektar het of 500 hektar het, die beginsel bly dieselfde. Dit gaan maar net die bestuur moet beter wees, die tools moet beter wees, die applikasie moet beter wees. So ek dink dis maar die groot uitdaging, maar ja, definitief kan ons sien, jy kry al hoe minder produsente in die stelsel en die groter ouens raak nog groter, maar die rede hoekom hulle groter raak is omdat hulle die regte ding op die regte tyd op die regte manier doen. Ons het vinnig geraak aan die regte praktyke wat nodig is vir suksesvolle en volhoubare sitrusproduksie. Kan jy asseblief uitwy daarop? My opinie gee. So my opinie is dat eerste daar's 5 basiese beginsels waaraan jy moet voldoen. En die eerste beginsel is besproeiing. Jy kan die beste bemesting en plaagbeheerprogram hê, maar as jy nie optimaal besproei nie, sal jy nooit optimale oeste kan produseer nie en nooit 'n volhoubare boerdery kan dat realiseer nie. So besproeiing is my belangrikste. En ons het daar byvoorbeeld het ons 'n kundigheid ingekry met 'n EasyCheck, die maatskappy se naam, en hulle het hulle vir ons probes in die grond laat installeer, wat jy natuurlik die vog en die water in die grond kan meet, en wat baie goed werk, en hy sê presies vir jou watter boord, watter dag, hoeveel ure jy moet besproei. So sodoende kan jy dit nou van vergelyk met jou profielgate wat jy in elk geval as 'n plaasbestuurder moet gaan grawe om te kyk dit wat die probe sê en dit wat my profielgate sê stem met ooreen. So ek dink die eerste fokuspunt as ons betrokke raak by 'n plaas is besproeiing. Gaan sit die probes in, maak seker jy kan die water in die grond meet en jy kan daai blokkie tik. Dan gaan dit daaroor om jouself te omring met die regte kundige mense. Ek is nie 'n boer nie, maar ek kan sisteme en prosesse goed bestuur, maar ek het die regte kundige mense om my. So dis waar ek nou al jare saamkom. Ons ken mekaar vir baie jare, maar ons werk al vir baie jare saam met mekaar. Verskillende besighede en goeie resultate saam gekry. En dit help my, ek wil probeer nou met bemesting en blaarvoedingsbesluit neem, want ek is nie kundig in dit. So dis waar Intelligrow kom en wat ek dink wat goed werk vir Intelligrow in my beskeie opinie, hierdie kundigheid van die navorsers binne die Intelligrow groep, en hulle doen al die navorsing, sy grondkunde, blaarvoeding, met bemesting, plaagbeheer, en dan het jy die kundige mense wat in praktyk werk, soos 'n ME, wat al jare in die bedryf is en weet wat in die praktyk gebeur, en hulle kan dit belyn. So dis enig om die teorie, maar met die teorie met die praktyk kan belyn. So ek dink dit is in my beskeie opinie die groot rede hoekom Intelligrow so goed vaar, want hulle kundig op teorie, kundig op praktyk en hulle belyn dit goed so. So ja, so besproeiing, daarna fokus ons baie natuurlik op jou kom ons sê voeding vir die boom, so blaarvoeding, jou bemesting. Natuurlik dis waar ons die kundigheid nodig het van die Intelligrow vir ons gesê, dit is wat jy moet doen vir die boom gebaseer op die blaar en die grondontledings. Word daar vir ons gesê, die program word geskryf vir ons jou blaar en die grondontledings. En as jy nou eers jou blaarvoeding en jou bemesting getik het, dan is die volgende punt natuurlik jou plaagbeheer. As jy oes geset het, dan moet jy dit optimaal kan beskerm, en dit gaan oor om die regte plaagbeheerprogram te hê om seker te maak dat jy jou plaag kan beheer, maar ook voldoen aan markvereistes, want dan kom jy na jou residuladings, jou MRL, maximum residue levels vir die verskillende lande, dis krities, dis deesdae not negotiable. Jy kan nie meer enige MRL probleme hê in 'n mark hê. So as jy plaagbeheer getik het, dan al wat dan oorbly is dan effektief die plukpraktyke en die snoeipraktyke. So as jy 'n besproeiing optimaal het, jou blaarvoeding, jou bemesting, jou plaagbeheer en dan jou pluk en jou snoeipraktyke, dit is wat ons op fokus. So ons fokus op daai punte en dit is hoe ons sukses gehad het tot op hede. Maar weer eens, jy moet jou omring met die regte kundige mense. Dit help ek wil nou probeer sê ons daai produk spuit en daai, want ek het nie idee nie. Intelligrow weet ons wat dit is, hulle die navorsing, hulle die praktiese mense. Sê my wat moet ek doen, hoe ek moet doen en wanneer ek moet doen. Al wat ek vra is ek soek die resultaat. As die resultaat daar is,
Ek wat jy, Louise, ek het nie idee, dit gee jou idee, ek het nie idee wat een item se prys is by Telegram nie. Ek het niks, ek kan nie vir jou een item se prys gee, en ek gee nie om die pryse sê. Gee jy my wat ek moet doen, en ek doen dit. Ek wil net die resultaat hê. My resultaat is uitvoerkartonne per hektaar. So al wat ek meet is uitvoerkartonne per hektaar. Nie tonnemaatie, uitvoerkartonne per hektaar. En ons het 'n maatstaf vir onsself gestel van 3000 kartonne, uitvoerkartonne, dis nou 15 kg ekwivalent. Ons soek 3000 by 15 kg ekwivalent uitvoerkartonne per hektaar op lemoene en sagte sitrus. En ons soek ideaal tussen 4200 en 4500 15 kg ekwivalent uitvoerkartonne per hektaar op suurlemoene. En dis ons maatstaf. En ek en my almal in Telegram besef dat jy kan nie op binne 'n seisoen weet 'n meting doen nie. Jy moet dit oor ten minste 2 tot 3 seisoene doen, veral as jy betrokke raak by 'n plaas wat daar baie uitdagings was. En ons het ongelukkig al betrokke geraak by plase waar dit vir die bestuur nie so goed was nie. En dan vat dit jou tyd om dit reg te stel. Maar in beginsel praat jy van besproeiing, bemesting, plaagbeheer, pluk en snoeipraktyke. Daai 5. As jy daai 5 reg doen, die regte kundige mense op jou, sal jy resultate kry en jy sal 'n volhoubare boerdery in Suid-Afrika hê, 'n sitrusbedryf. So. Om aan te sluit by Clint, ek meen hy het nou al die ek meen die volgorde en die goed is reg. Ek dink wat sy suksesse en wat ons al behaal het by hom so uniek maak is dat die goed gebeur op die regte tydsberekening en dit is bitter belangrik in enige verbouing van spesifiek nou sitrus is dat ek gee vir Clint die program en is die beste program, maar is dit nie op die regte tyd gebeur nie. Is uiteindelik daai program nutteloos. So ek dink dit is wat Clint baie goed reg kry, is dat die goed op die regte tydsberekening gebeur en dan ook die bestuur daarvan. So dis altyd vir my, ek in die beste spuitprogram, die beste kunsprogram vir ou gee, maar as dit nie uitvoerbaar is nie en die ou kry dit nie gedoen nie en hy doen dit nie reg nie, dan gaan die suksese nie daar wees nie. Ek dink dis wat ons behaal het met waar ek en hy betrokke was by al die plase, is al die feit dat ons die program volg en op die regte tye die goede doen en ek dink dis die groot sukses agter die hele ding. Ons is eintlik maar vernoot mekaar se besigheid. Jy weet, op 'n of ander dag het ek vir ME in die Telegram nodig om ons boerdery te laat maksimaliseer, die inkomste terug plaas toe te kan maksimaliseer. So ons is letterlik vernoot mekaar se besigheid. Jy weet, so dit so ek het sien en nog altyd gesien het. So ja. Data is 'n term wat deesdae baie rondgegooi word. Maar wat beteken dit in praktyk by julle? Ons begin met die tegnologie. So weet natuurlik ons weet op 'n plaasvlak, weet ons het natuurlik met ons het probes, weet wat vir ons die water op die vog in die grond meet en ons het daai data beskikbaar en ons kan deurlopend daarna kyk. Dan met die trackers, weet jy met jou farm track wat jy gebruik en jy weet jy kan effektief elke slag gaan trek en sê okay, dis die behoorlike strand gespuit het, hoeveel hektaar het ons gespuit, maak seker dat jy rye gemis nie, dan kan jy terugwerk na die tanke toe, het 'n vol dek gespuit, so hulle moes 8000 liter hektaar gespuit het, hoeveel tanke het hulle gespuit, meet dit op met die hektare, want dit is deel van jou bestuur. Op 'n dag gaan daaroor as jy 8000 liter hektaar gespuit het, dan moet jy kan terugwerk en sê ek het soveel hektaar gespuit met 3 trekkers gisteraan. Hulle het geen rye gemis nie en die lewering was 8000 of 8500 liter hektaar. Ek is gelukkig. So ek dink farm track is 'n baie belangrike en weet daar's verskillende stelsels en stelsels wat jy kan gebruik. Maar farm track werk byvoorbeeld nou goed vir ons. So en dit is deel van ons bestuurspunt, weet jy, iemand met fisies daarna kyk en seker maak dat ons reg gespuit het en ja, dit werk nog goed vir ons. So ek dink van 'n tegnologie van 'n plaaskant af sal dit omtrent die meeste wees wat ons mee werk is die probes en dan die farm track vir die trekkers ja. So ek dink voor ons by die spuitery kom Louise is net dat Clint hulle of nooit gedag is vol op die intellek bedoelinge. So al my aanbevelings wat ek deurstuur na Clint toe word alles elektronies gedoen. So daar volg ons werk ons ook ons volumes uit wat ons gaan nodig hê vir 'n bespuiting. So tegnologie kant is ook klaar ook in plek in Clint hulle se besigheid van 'n Intelligrow kant af. Net so. En onthou ons is ek spesifiek baie gefokus op data. So enigiets wat ons doen is op 'n grafiek en as dit nie sin maak, doen ons dit en as dit sin maak, dan doen ons dit so. So die inligting is bitter belangrik vir ons, ja. So alle data. Louise, ek dink alhoewel Clint
baie met bestuur te doen het en in 'n kantoor sit daagliks, is hy ook maar eintlik boer in sy are, want en dit is, ek dink die suksesse is dat hy verstaan boerderypraktyke en hy verstaan die belangrikheid van wat kostes en die impaks van kostes het, maar ook as jy die regte goed doen, gaan die spin-off wees dat jy gaan geld kan maak en 'n volhoubare besigheid aan die gang hou. Maar ek dink tog, alhoewel Clinton nie self boer nie, is hy daagliks wel met dit betrokke op 'n daaglikse basis, so ja. Clinton M.J., wat is onderskeidelik julle beste bate of belegging wat 'n sukses van die besighede maak? So my siening, Clinton siening, né? Jy kan al die grond hê, né? Die beste sitrusbome, die beste sitrusvrugte en die mooiste John Deere trekker en alles hê, maar sonder goeie mense het jy niks nie. En goeie mense gee goeie resultate wat mense en besighede suksesvol maak. So mense bly ons belangrikste bate. Dit is nie die 3,5 miljoen rand se John Deere trekker nie. Dis Davey wat op die 3,5 miljoen rand se trekker ry wat hom die belangrikste bate maak in die besigheid. So ek dink mense is die belangrikste bate en dan kundigheid. Kundigheid. Verstaan? Ek met alle respek, ek is nie 'n boer nie, so ek het al 3 keer gesê. Maar ek kan myself in 'n posisie kry waar ek die regte kundige mense om 'n tafel kan kry en ons kan met daai kundigheid aftap by elke persoon en so 'n resultaat te kry. Dus ek dink van my kant af as 'n gewasadviseur, dink ek, is die feit dat 'n produsent vertroue het in jou as persoon en in jou programme en in jou besigheid. Met ons kunsmisprogramme, met ons plaagbeheerprogramme en daai wat jy op die plaas kom en ek sê vir die produsent, Clint, ons moet dit nou doen, dit is nou wat nou moet gebeur, en daar's nie eers op en af oor, ons gaan dit nou nie so kan doen nie of die kan doen nie, daar word 'n plan gemaak en ek dink dit is weer eens wat dit so groot sukses maak, is die inkoop van die produsent in ons programme en in ons besigheid. En om af te sluit, hoe lyk die sitrusindustrie van Suid-Afrika se toekoms vir julle? So, weer eens Clint's opinie, né? So, ek dink landbou is absoluut krities vir Suid-Afrika. As jy net kyk, dit vir Suid-Afrika vir ons ekonomie, net die werkskepping in Suid-Afrika, net sitrus, die bydra tot die land se GDP, dan pat jy die appels en die van die tafeldrywe en jy vat al die ander kommoditeite. So landbou is absoluut noodsaaklik vir die voortbestaan van Suid-Afrika. Ek dink, as ons terugbring meer na die sitrusbedryf toe, as Suid-Afrika is 164 miljoen karton wat ons die jaar uitvoer. Dit gaan groei na 260 miljoen toe. Die topbemarker sê vir hulle kan nie meer as 200 miljoen kartonne teen baie goeie volhoubare prys bemark. So ons het potensieel met 30% meer volume as wat ons goed kan bemark. So die enigste manier hoe jy dit kan doen is jouself te diferensieer. So jy moet optimale uitvoerkartonne per hektaar kry. Jy moet seker maak as jy optimale uitvoerkartonne per hektaar gekry het, dan moet jy seker maak dat jy optimaal klas 1, ideaal 85% klas 1, 50% klas 2 as verdeling het van die uitvoervrugte. Jy kan nie te veel klas 2 vrugte hê nie. Dan moet jy seker maak jy kry 75% van jou vrugte binne 5 peak tellings. Want jy kan nie met te klein en te groot vrugte bemark in Suid-Afrika of buite Suid-Afrika nie. So dit is nie net van, okay, ek kry my plaas en hy moet net gemaklik produseer. Jy moet optimale produksie kry, uitvoerkartonprojekte, klas 1, klas 2 verdeling moet goed wees en dan moet jy seker maak dat jou size, die grootte, die tellingverspreiding optimaal is. Dit is ons aanslag, Louise. So ons weet, as ons daai goede gereg doen, gaan ons deel wees van die gedeelte wat wel goed bemark kan word. Die ouens wat nie daai fokus gaan hê nie, gaan hulle plase verkoop en moet uitklim. Ja, ek dink, kind vir ons wat 'n boerderygemeenskap is in die Sondervallei, ek meen hier is hoeveel huisgesinne en goed wat afhanklik is van sitrus. Dit is wat ons doen in die vallei, so ons moet in landbou bly en vir ons as Intelligram as 'n besigheid, deesdae kry ons baie, ek wil nie sê dit raak moeilik met mense raak pryssensitief, maar ek glo nog steeds die kundigheid en die diens wat ons op die plaas kan lewer, dit gaan ons vorentoe vat. Dit is die bout dat jy vir daai ou uitstekende diens kan gee
en basies kan in Engels sê maar 'n business partner raak dat jy op alle fasette omhelp. So ja, van my kant af. Clint, Emje, baie dankie vir julle tyd en lekker gesprek. Dit was nou regtig interessant. Dankie Louise, Mooi gaan. dankie vir jou tyd. Goed gaan. Lekker Waardeer dag. dit hoor. Goed gaan.